Baie welkom by lesing 19, so ek hoop jy het lesing 18 baie geniet en dit was vir jou lekker, ek hoop jy het al daar geskryf. En onthou baie belangrik, bid oor die skrif, bid oor die woord van die Here en dit is ongelooflik belangrik dat die Here met jou deur sy woord praat. Ag, geniet dit net, weet jy, jou siening is heeltemal anderste, jy lees iets anderste, die Here praat met jou oor iets anderste, maar dit is lekker, hou net vol om daaroor te praat. Ons praat in lesing 18 oor reageer op die goddelike roeping. Miskien nou begin die Here dalk al vir jou te wys, jy het nou al 'n liefde ontwikkel, iets is nou besig om te gebeur. So, ek wil gou vir jou vra om jou Bybel oop te maak in die boek van 1 Petrus. Ons gaan gou daar een enkele vers saam lees. 1 Petrus, die 2de hoofstuk. Gaan lees die hele hoofstuk, maar ek gaan net terwille van tyd een vers saam lees. Gaan lees die hele hoofstuk en geniet dit saam met ons. En voordat daar 'n spesifieke roeping is, ondervind elke gelowige 'n algemene roeping. Daar is die 5voudige bediening en ons gaan later oor dit gesels. En party is lief vir evangelisasie. Hulle is lief om hospitaalbesoeke te doen en om die evangelie te verkondig aan die mense daar buitekant. Baie word geroep as 'n pastoor om die bediening te doen in die kerk en om sekere dinge. Dan het jy jou onderwysing en dan het jy ook baie kere jou beraders en ag wat ook al. So elke gelowige en soms van julle gaan dalk sê maar ek wil vir die Here se kinders werk. Ek wil vir daardie klein kindertjies wil ek voorwerk. Ek wil hulle leer van Jesus. So jy gaan dalk 'n Sondagskool. Elke beroep of roeping in die kerk is 'n ongelooflike baie belangrike roeping. Jy's 'n diensknegt van die Here. Maar ek gaan bietjie iets spesifiek rondom dit sê, maar elke gelowige het 'n algemene roeping. En soos byvoorbeeld elke gelowige is uit die koninkryk van die duisternis geroep. 'n Mens is selde wat jy iemand kry wat van kleins af so kan ek maar sê lief was of lief is vir die Here wat geweet het sommer van kleins af hy gaan 'n prediker word en hy het nooit ietsie verkeerd gesê nie, maar elke gelowige, baie van ons, onder andere ek praat nou namens myself, is uit die koninkryk van die duisternis geroep in die koninkryk van God. So ek het 'n voorsmaak gehad van die koning van die duisternis en ek is in die koninkryk van God geroep. 1 Petrus 2 vers 9, maar julle is 'n uitverkore geslag. Hoor mooi. 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbaarlike lig. Wow, is dit nie mooi nie? Dis so mooi. Jy weet wat, op 'n stadium was jy in daai duister donkernis. Op 'n stadium het jy nog nooit gedink, maar die Here kan iemand soos ek gebruik nie. En wanneer die Here jou gebruik, dan besef jy maar, soos ek gaan myself maar as 'n voorbeeld gebruik, is dat, kom het ek dit nie jare terug al gedoen nie. Dis so lekker om dit te doen, hy het sy uitdagings en hy het sy dinge, maar jare terug, het God my geroep uit die duisternis. Ons is geroep om Christene, ons is geroep om Christus te volg en vir hom te lewe. Kom ons lees gou daai uit Matteus 28. Hierdie is vir my ook baie mooi. Hoor wat sê hy vir ons, Matteus 28 daar vanaf vers 18. Net enkele 2 verse wat ons gaan saam lees. Matteus 28. Hoor wat sê hy vir ons hierso. Hy sê vir ons daar in vers 18 tot 20, hierso, waar sê hy nou, hierso? Hy sê vir ons, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel. En kyk, ek is met julle tot aan die volëinding van die wêreld. Ons is geroep om gehoorsaam te wandel en om God te dien. Weet jy wat staan vir my mooi uit? Jeremia 1, vanaf vers 4 tot 10, is dit vir my 'n mooi roeping.
Daai is kragtig. Efesiërs 2 vers 10 skryf Paulus dit ook vir ons. Hy skryf dit vir ons eintlik ook so net so mooi daar. Jy kan dit hoor, kom ek lees dit gou saam. Efesiërs 2 vers 10, dan gaan daar een enkele vers vir jou saam lees. Want ons is sy maaksel. Met ander woorde, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Let op hierdie woordjie wandel, ons gaan nou 'n bietjie iets oor dit sê. En voordat 'n gelowige 'n spesifieke roeping in 'n spesifieke bediening ondervind, moet hy steeds gehoorsaam wees en die Here dien in 'n algemene roeping. En hier kom jou opdrag van lesing 19. Ek wil dit sommer vir jou vroeg gee. Hier is dit op die skerm. Kyk gou hierso. Die Bybel is duidelik oor 'n paar spesifieke persone wat met God gewandel het. Die Bybel is duidelik oor 'n paar spesifieke persone wat met God gewandel het. Kies een, ek gaan vir jou 3 gee. Kies een van die volgende persone. Skryf nie korter, hoor mooi, as 'n A4 bladsy spesifiek oor hulle nabyheid, hulle geloof en gehoorsaamheid aan God en wat dit vir jou beteken. En daar kan jy ook vir my 'n skaal maak in vergelyking met hierdie 3 of hierdie opdragte van nabyheid, geloof en gehoorsaamheid, waar jy is. En hier is die volgende manne wat ek vir jou gaan gee. En jy kan enige een van hierdie 3 kies. En as jy opgebonde is, kan jy sommer oor al 3 skryf. Dit maak nie saak nie, jy is nie beperk nie. Noag, Henog en Abraham. Noag, Henog en Abraham. En dit is ook, geliefdes, baie belangrik, Bybelskoolstudent, om te weet dat God se roepstem oor ons lewe kan verander met tye. Ons roeping kan in jare verander, afhangende van die ondervindings waardeur die Here ons voor goedkeur. So ek is nou miskien dalk in 'n pastorale bediening of 'n pastoor, maar die Here kan my roep vir iets anders. Ek kan gebruik word om die evangelie te gaan verkondig, hy kan my 'n evangelis maak, en daarom is al hierdie 5voudige bedieninge vir my baie belangrik om die apostelskap op te kan neem, om die prediking te kan doen, om evangelisasie te kan doen, om al hierdie eenvoudig en om te kan leer, dit te kan doen, want die Here kan dit verander. Wanneer ons in die bediening tree, moet ons die berading en die seën van ons seniors in die bediening soek. Dis altyd goed om van hulle te leer, maar hier is iets wat ek jou wil leer. Moenie toelaat dat die gees van intimidasie of vrees jou affekteer nie. En daai is nogal vir my kragtig. Lesing 19 is nie 'n baie lang lesing nie, ek wil net vir jou ietsie sê oor dit, want jou opdrag is vir my baie belangrik, en jou opdrag moet regtig 'n voorkeur kry om daar uit te gaan lees en te gaan soek. Gaan doen 'n bietjie navorsing oor daai 3 manne, en gaan sien wat dit beteken om met God te wandel. En selfs in jou en my lewe ook, hoe dit beteken wanneer God jou gaan roep vir die bediening, of in die bediening, en nie noodwendig dat jy dalk nou voel, maar ek wil nie eintlik die Bybelskool doen om in die bediening te doen nie, maar weet jy wat, God het planne met elkeen van ons, en jy, en ons het dit nou gelees, is dat ons disippels moet maak van alle nasies en hulle leer. So ons het hierdie ervaring en ondervinding in die gees van die Here op ons. Sien jy hoe kom hierdie Ou Testamentiese bediening deur in Jesaja, Jeremia, die groot profete, reg deur in die evangelies, en hoe God met ons hierdeur werk. Mag jy 'n geseënde tydjie hê in jou opdrag en in die woord van die Here en in gebed en krag. Mag hy regtig jou seën en mag jy dit net geniet. Onthou, dis nie 'n straf nie. Hierdie is eintlik lekker om dit vir die Here te kan doen. Tot 'n volgende keer, lesing 20. Ek sien uit. Die Here seën jou.